Waarom lyk dit of ek deur die duiwel getuister word nadat ek by God se eindtydse kerk aangesluit het? In Openbaring 12 vers 12 staan daar geskrywe: Verbly julle dan, o hemele en julle wat daarin woon, wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot toorn, omdat hy weet dat hy 'n kort tydjie het. Die Bybel sê vir ons dat ons groot vyand, die duiwel, die Satan, kwaad is vir God se oorblyfsel mense. Sy begeerte is om hulle seer te maak, hulle te ontmoedig en uiteindelik te vernietig. Van Satan en die kerk gepraat, sê die Bybel, Openbaring 12 vers 17. En die draak was woedend oor die vrou. En hy het gegaan om oorlog te voer teen die res van haar nageslag, wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus het. En daar is baie stellings oor beproewinge en verdrukkinge in die skrif. Die Here het nie aan sy volk beloof dat hulle immuun sou wees teen hierdie probleme nie. In 2 Timoteus 3 vers 12 staan daar: Ja, en almal wat begeer om Godvrug in Christus Jesus te lewe, sal vervolging verduur. Koning Dawid het geskrywe in Psalm 34 vers 9: Baie is die verdrukking van die regverdiges, maar die Here verlos hom uit hulle almal. God se kinders in elke eeu het gelei hulle geloof in hom. Ons word egter nie sonder hoop gelaat in midde van ons beproewings nie. In Jakobus 1 vers 12 word daar geskrywe: Welk geluksalig is die man wat versoeking verduur, want as hy goedgekeur is, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Dan in Johannes 16 vers 33: Hierdie dinge het ek tot julle gespreek, sodat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar wees van goeie moed, want ek het die wêreld oorwin. Satan is vol haat teenoor die Here se kinders. Hy is daarop uit om jou van God af te probeer wegdraai. Maar al sal sulke dinge kom, het die Here ons nie alleen gelaat. Soos Josia wat God se volk gelei het, sê die Here vir jou in Josia 1 vers 5: Ek sal jou nie verlaat of in die steek laat. Hoe stywer ons tydens hierdie beproewinge aan God se hand vashou, hoe veiliger sal ons wees. Vader in die hemel, dankie dat U my deur beproewings sien. Mag ek hulle sien as geleenthede om my houvas op U te versterk. Amen.